Kom ons maak ons oë sommer so reg in die begin toe, want Here, ons wil vir U al die lof en die eer en aanbidding bring. Saam met die disippels was ons maar benoud toe ons hoor U gaan weg. Het ons maar so half rondgetrippel om te wonder wat nou volgende, hoe gaan ons nou verder? En tog is daar hierdie stuk afwagting by ons dat oor 10 dae die Heilige Gees uitgestort gaan word. En ons weet dit is al lankal terug gebeur. Maar Here, ons leef nog steeds in daai afwagting dat U deur die Gees in ons sal goeders losmaak. Ons 'n nuwe lewe sal gee. En saam met die disippels staan ons in verwondering as U weggaan. Maar U het beloof, U sal U voorspraak, die Heilige Gees gee, om nie net langs ons te wees nie, nie net bokant ons te wees nie, maar binne ons te wees. Aan U kom die lof, die eer en die aanbidding, Here, en ons leef in hierdie verwagting. Amen. Mag die Here se liefde en genade by ons wees, mag jy sy stem hoor, en mag jy regtig waar besef dat die Here vanaand met jou wil gesels, afspraak met jou het, om jou ook so half voor te berei, nie half nie, jou voor te berei, vir wat hy in gedagte het, vir ons as mense. Amen. Net so vinnig oor ons Pinksterreeks, is volgende Maandag, Dinsdag en Woensdag, net op Facebook live, dis nie in real live nie, so moenie kerk toe kom volgende week nie asseblief, ek sal vir julle van die huis af preek, elke aand. Ek moet nou by julle net gou seker maak, om 'n tyd te wangle wat almal gaan pas, is altyd moeilik. Daar's net 2 tydgelewe, julle moet nou vir my sê, of die 6:00 tot 6:15, nee, 6:00 tot 6:15, of die 6:30 tot 6:15. Watter ene gaan die beste werk? Die 6:00 ene of die 6:30 ene? Die een wat saam met diepe waters gaan, of die een wat saam met suidooste, wat is daai ander? Wat ene gaan vir julle, wat een gaan die beste werk? 6:00 of die 6:30 ene? Kom ons werk met 6:00 eers. 6:30? Goed, ek het gedink, ek gaan nie 8:00 en 9:00 en 10:00 en weer, ons werk dan op die 6:30 ene, dit gaan op Facebook live wees, maar ek gaan ook dit dan as 'n YouTube link deurstuur, dat jy dit, as jy nou eers diepe waters moet klaar kyk, dat jy dit maar 'n bietjie later dan kan kyk, sê net maar in die nuutste tyd of wat ook al. Is dit reg so? Gaan ons akkoord daarmee? Dis reg net 'n kwartier boodskap. Dit is crucial. Pinkster beteken die Here kom binne ons woon. Nie dat ons lekker kan opgewonde skree en te kere gaan alleen nie, dit ook, maar veral dat ons kan uitgaan na die wêreld daar buitekant toe. En daarom is daar 3 vrae wat ek gaan vra Maandag, Dinsdag, Woensdag. Die eerste ene gaan wees oor ek en myself. Het ek en myself die inwoning van die Heilige Gees, beleef ons dit? Wat maak dit aan my? Maak dit ons net warm hier binnekant voel? Die tweede ene gaan wees, wat maak dit aan ons as mekaar? As die Gees in ons is, wat gebeur tussen ons? En die derde vraag, wat gebeur van ons af na die ander toe, na die wêreld toe? So eers myself, dan tussen mekaar en dan uit na die wêreld toe. So Maandag, Dinsdag, Woensdag is ons Pinkster. Ek onthou van kleins af en ek het al baie vertel. Pinkster was vir my altyd die hoogtepunt in ons toe ons groot geword het. My ma het vir ons elkeen 'n jas gekoop net vir Pinkster. Dis al wanneer ons 'n jas gedra het, is Pinksterdiens, dit is altyd verskriklik koud geweest. Die heaters mag nie in die kerk gewees, dit het nie so gewerk nie. Alhoewel daar was pype onder die stoele, onder die banke gewees, wat ek weet nie wat 'n manier dit verhit nie. Dit is nie waterverhitting nie, ek weet nie wat dit was nie, maar dit het hom gehelp. Maar ons het Pinkster kerk toe gegaan 6:00 tot daar was altyd tyd vir gebed. En dan mense, ooms opgestaan om te bid. En as sy naam was oom Pottie gewees. Dis nie ons oom Pottie gewees, nie 'n ander oom Pottie. As oom Pottie daar in Russiewil opgestaan het, dan die gewet gaan laat antwoord. Jy gaan 9:00, 10:00 en dan die mans moes ook gestaan het. Jy nie gesit is jy staan so en jy weet nie meer hoe om te staan nie, maar dit was lank geweest. Maar wat lekker was veral van Pinkster was ons kon vir 'n slag nie psalmse gesange sing nie, maar haleluja liedere. En dan het ons wat 'n vriend het ons aan Jesus en doen slegs die wil, Heer, en moet ek gaan met leë hande en nou gaan ek op 'n nostalgiese trip hier se weg. Maar dis altyd 'n groot hoogtepunt. Die begin van Pinkster, wil julle al begin?
Nog nie. Die begin van Pinkster het in die NG Kerk begin. Dis waar die ontstaan van die Pinksterdienste was. Dit word vertel dat 'n dominee iewers in die Kaap een Sondag net voor Pinkster het hy hierdie gevoel gekry terwyl op die preekstoel is dat hy glo die Here wil op 'n tasbare manier by die gemeente kom. En hy het daai geleentheid gebruik en hy het die Pinksterbidure begin. En dit was wonderlike hernuwe toewyding wat die gemeente aan die Here gehad het. En so het dit ontstaan en so het dit versprei deur die hele kerk. En ek dink die NG Kerk is die kerkgenootskap in die land wat Pinkster regtig waar baie groot maak. Ja goed, ek kan baie goeders oor die Heilige Gees sê. Ek wil graag volgende Sondag so ek sê daaroor sê, maar dis my so lekker om vandag hier te wees met die Hemelvaart wat so 10 dae voor Pinkster is. Dis die donderdag voor die volgende Sondag wat die uitstorting van die Heilige Gees is. Maar nou gaan ons eers die Here se naam groot maak. So 3 songs en julle kan die 3 songs en al 3 van hulle en eintlik die laaste ene veral kan 'n mens hoor daar's verskriklik baie van die geloofsbelydenis van wie is God, wie is Jesus, wie is die Heilige Gees. So terwyl ons die woorde sing, lees dit en neem dit ook in asseblief. Kom ons staan en dan sing ons lekker hartlik saam. Grander earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well with me. Far be it from me to not believe, even when my eyes can see. And this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in Him. The waves and wind still know His name. The waves and wind still know His name. And it is well with my soul. And it is well with my soul.
His name. The waves and wind still know His name. Vir alles en nog meer. U hou die wêreld in U hand. U sien vergete mense raak en heel gebrokenis van hart. En wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Maak woeste storm stil. Hier op die skepping tot bestaan. U stop my siekes wat begeer om weer te hoor en op te staan. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Die is God, is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God, is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Vir alles en nog meer. U hou die wêreld in U hand. U sien vergete mense raak en jou gebrokenis van hart. Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Wat kan nooit vir U onmoontlik wees? Want U is God, is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Want U is God, is altyd in beheer. Wie sal U ooit kan keer om te doen wat U wil? Father
Christ in the all-creating one, God Almighty. And through your Holy Spirit, conceive in Christ the Son, and Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And I believe in you, and I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. And I believe in you, and I believe you rose again. And I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that he will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Here ons glo dat U die skepper van die heelal is en ook die herskepper is wat ons kom nuut maak. En deur die Gees wat in ons woon, kom gee vir ons die krag, die dynamis, sodat ons die wêreld kan bereik, sodat U die wêreld kan bereik. Ons is slegs die voertuie, die wessels wat deur U werk. Gebruik ons asseblief, Here. Amen.
So ek dink ons almal weet van die hemelvaart. Dalk weet jy dalk nie, dis eintlik net een skrywer in die Bybel wat oor die hemelvaart praat. En dis Lukas. Matteus sê niks oor die hemelvaart nie en Johannes ook nie. En Lukas werk met 'n heel anderste, nee. Lukas begin sy evangelie en hy begin sy tweede deel wat hy skryf, ek nou daaroor praat, begin hy sê ek het navorsing gedoen. Ek dink Lukas, ons weet almal Lukas was die dokter geweest. Ek is nou half versigtig om te sê maar hy was dalk die breinier een van die ouens wat geskryf het, alhoewel Matteus 'n bepaalde Joodse agtergrond het en Johannes ook 'n Joodse agtergrond het en Markus bietjie meer 'n soldaat, het Lukas hierdie sagtheid oor mense en as hy navorsing doen oor die lewe van Jesus, dan eindig hy die lewe van Jesus in die laaste hoofstukke van Lukas, die laaste vers van Lukas met die hemelvaart. En dan besef hy maar ek het nie alles geskryf wat ek moes geskryf het nie. Soos hy Lukas klaar geskryf en dan sê hy, okay, nou is my volgende projek om nie die lewe van Jesus te skryf nie, maar die lewe van die kerk. En dis die boek Handelinge. Selfde skrywer, Lukas wat daar ook skryf, vir dieselfde ou ook skryf, en navorsing doen, en nou weet hy nie waar begin mense om hierdie storie van Jesus oor te laat gaan na die storie van die kerk nie, en hy sê maar, dit moet begin waar die vorige boek geëindig het. So Lukas vertel in sy tweede weergawe in Handelinge, waar hy oor die kerk skryf, oor die Heilige Gees skrywe, begin hy weer 'n keer by juis hierdie punt, die hemelvaart van Jesus. Ascension, waar Jesus die aarde verlaat en in die hemel gaan bly waar hy veronderstel was om te wees, of waar hy was, en stuur sy Gees om Pinkster by ons te wees. Dis so vinnig die derde groot fees van die kerk. Die Kersfees wat die een groot fees is, en ek het Woensdag ietsie daaroor gepraat, wat ek dink wonderlik is, ons moet Kersfees nooit gering ag nie. Moet asseblief nooit weird stuff glo wat mense vir jou vertel van Kersfees nie. Die ander fees is Paasfees, wat ons nou so 40 dae terug gevier het. Paasfees wat Jesus se sterwe was. En dan Pinksterfees, wat die geboorte van die Heilige Gees is, as te ware. So, ek sit iewers terwyl ek voorberei en dink aan myself deesdae in die winter. Dalk werk julle heeltemal anderster, maar as dit by ons is, dan hierso by 6:15, dan is nou donker, dan is ons nou so half aan die eet, of net klaar geëet, of net voor ons gaan eet. Maar as jy nie die aand mense sien nie, dan trek my pyjamas aan. En dis nou nie 'n gesig wat jy wil sien nie. Dis warm goeters. En dan trek ek 'n japon aan. En dit wil jy ook nie sien nie. Hy is so dikke. En hy vou so lekker om my. Hy is in die winter regtig my beste vernoot. En my pantoffels. En dan gaan sit ek voor die televisie met 'n kombersie. Pathetic, hè? Ou oom, kan nie glo mense dit in jou lewe gebeur nie. Waar was die dae toe jy nog jonk en jukkerig was en uit gegaan in wintertyd, somertyd? Nee, nie nou meer nie. Jy sit onder die kombersie en ek weet nie wat ons kyk nie, dis stories op stories, maar want dit is koud, dit is donker buitekant. Maar ek dink ook wintertyd is die tyd wat ons 'n bietjie introspeksie hou, nee. Wat jy, as dit nou wintervakansie is, bietjie kaste gaan regpak, nou al begin kyk en vir kinders sê, onthou as dit vakansie is, dan gaan jy daai kaste van jou skoonmaak, daai trommel van jou moet jy uitpak, daai garage van jou manlief moet skoonkom. Jy begin nou al so werk, want jy weet wintertyd is 'n bietjie van regpak tyd en ek dink in ons eie persoonlike lewens ook. Vanoggend nadat ons gaan stap het, toe kom ek by die huis en Annelies toe bo na die kamer toe en ek het so 'n paar minute waar ek sommer net kan stil raak by die Here en ek so besig met my eie stiltyd oor psalms en ek staan met Psalm 27 stil en dit is my eintlik 'n frustrasie om stil te staan daar want die psalms wat ek nou besig om te lees sê die hele tyd vir my wag op die Here. En ek wil nie net wag op die Here nie, ek wil die Here so 'n bietjie aanjaag en sê kom ons gaan deur hierdie winter, ons moet nou aangaan met die lewe en dan elke keer dan eindig hierdie psalm met 'n
Vertrou op die Here, wag op die Here, hy sal voorsien, relax, haal diep asem en skreeu teen alles wat binne my is, want ek wil beweeg. En die Here sê, trek jou kombersie aan en gaan sit 'n bietjie, gaan doen introspeksie. So, dis wat ons vandag doen. So 'n bietjie te kyk na waar trek ons nou in die middel van die jaar? Wat het gebeur met jou tot nou toe? Dis amper soos, terwyl ons nou oor winter praat, onthou julle toe ons rugby gespeel het op skool? Ek dink nie netbal kinders toe gedoen nie, maar halftyd het jy lemoene gekry. Dit het 'n kwart lemoen. Dis nou halftyd. Die vletjie het nou geblaas na die eerste helfte. Nou eet jy lemoen terwyl dit nou winter is en jy het 'n groepsessie waar ons nou bietjie praat oor wat gewerk het en wat nie gewerk het nie, waarheen moet ons nou gaan? Die ouens het te veel geskram, ons moet die skrams weghou daarvan, kom ons op kantlyn toe uit, dat ons net lyn staan doen, ons is beter daarmee, ons het langer ouens, ons het nie sulke groot ouens nie, so, nou is ons besig met herstrukturering, en dis waar ons vandag trek, dis trouwens waar die disippels gestaan het, toe Jesus weggaan, skielik is hulle bekende wêreld, nie meer so bekend nie, is hulle nou skielik onbekende faktore, en moet hulle nou weer regroup, om te sien hoe werk 'n mens nou vorentoe, en daarom wil ek hê, ons moet vanaand net stil staan by 3 areas in ons lewens, om net te sê maar, hoe gaan dit hierso? Iemand skryf 'n baie mooi stuk, kom ons my ding af, iemand skryf 'n baie mooi stuk, en hy skryf, dit gaan die Christelike lewe, nie so seer oor wat jy glo nie, of wat jy moet doen nie, maar eerder oor remembering, om te onthou. Dis hoekom ons elke week in die kerk is om nie te vergeet nie. Daar's 'n paar ouens wat nie nodig ag nie, en wat voel maar, hulle wil in die kerk wees, hulle ken hierdie stories nou uit hulle kop uit, maar ons moet vir mekaar, ek moet vir myself, kort herinner, wat God kom doen het, en wie hy is, en wat hy met ons op hierdie aarde doen. En dis krusial dat ons dit moet onthou, en ek dink is belangrik, ons hoef nie net elke keer nuwe triks te leer van hoe om te lewe nie. Partykeer moet ons net onthou wat se triks werk. In hierdie group session van ons, in hierdie huddle moet ons net sê, hey, onthou net wat Jesus kom doen het. Ek het 'n paar maande terug het ek gepreek oor Deuteronomium, wat ons nou Deutero 2de, Nomos is wet, tweede keer die wet is, so dis Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, en dan Deuteronomium, som eintlik hierdie ding weer 'n keer op. En in hierdie Deuteronomium is Moses besig om vir die volk te sê, moenie vergeet nie, moenie vergeet nie, moenie vergeet nie, moenie vergeet nie. Trouwens sy laaste 2 of 3 preke, wat hy gee net voordat hy sterf, is juist vir onthou, om te onthou. En dis wat ons dalk by moet stilstaan en sê, wat onthou ons? So hier is die 3 areas. Die eerste ene, wat is die commitments wat jy gemaak het? Dis 5 maande, 6 maande terug, wat nuwe jaar by ons was. En jy het vir jouself sekere doelstellings geplaas. Goed oor relations, ek en my vrou gaan eenmal 'n maand 'n date night hê, en los ons die kinders by ouma en oupa, en waar staan daai goeders? Het dit gebeur? Ons het finansiële doelstellings gesit. Ek gaan hierdie jaar, in die eerste 3 maande, wil ek probeer om soveel as moontlik vir my skuld af te los, of ek wil bietjie gaan praat oor 'n salarisverhoging. Daar's sekere budgeting goeders wat ek wil doen, so dit kan gebeur. Daar's ander doelstellings, soos ek wil my persoonlike lewe, ek wil so 'n bietjie meer lees, bietjie meer leer, bietjie meer informeel leer, so ek wil bietjie myself expand, en in my geestelike lewe, wel, gaan elke aand die Bybel lees, en elke aand gebedjie opsê, en ek gaan elke Sondag kerk toe gaan, en dis 5-6 maande later, en Nadia mag ek het maar vertel gisteraan, sy het so mooi vertel, sy sê, ek en ons en Nadia het so 'n bietjie gaan kuier, en sy sê, sy een aand is sy so moeg, en sy voel sy raak so half aan die slaap, en net so voor sy in slaap raak, sê, maar sy nog nie gebid nie, en al wat dan kom is, hallo, en op die punt besê sy, maar, nee, wacht, jy gebed begin nie met hallo nie, hy begin op 'n ander manier, maar dit is so kinderlik, wat so mooi is, nee, wat sy sê,
Wat het van jou commitments geword? Dis die bottom line vraag. Dalk is daar 2 vrae. Die eerste vraag is, jy het dalk die regte intensie gehad, maar die verkeerde keuses geneem. Die verkeerde commitments gemaak. Ma's en pa's, julle sal dit verstaan. Julle het die regte intensie gehad deur jou kind aktief te kry en toe skryf jy hom vir 3 sportsoorte. En 2 buitemuurse goeters. En toe wat gebeur? Jy's doodmoeg gery. Want jy moet nou alles toe ry, alles by my bywoon, kinders moet hier wees en daar wees, hierdie klere koop, daai klere koop, en dit lyk dalk edel, maar dit het alles tyd van jou af weggevat. Dit het tyd van jou commitments af weggevat. Dit was dalk, dit was die intensie, okay, maar dit was dalk verkeerde keuses, verkeerde commitments wat jy gemaak het. Die ander een kan wees dat jou commitments dalk reg was, maar net te expansive was. Dalk moes dit so 'n bietjie meer kleiner gewees het. Dalk moes jy nie beoog het om die Bybel in 2 weke deur te lees nie. Maar te sê, maar ek wil dit die hele jaar het ek tyd om rustig die Bybel hoofstuk vir hoofstuk deur te kan lees. Weer 'n keer terug by waar ons begin het. Kom ons regroup net en sê maar, wat is nou die belangrike goed in my lewe? Wat is die commitments wat ek moet honor? En 6 maande voordat ons nou weer 'n keer nuwejaarsvoornemens, nuwer voornemens gaan neem. Kom ons gaan net terug na waar ons was en vra wat is belangrik in my lewe? En dalk het jy nie Januarie gedoen nie. Maar dalk moet jy dit juis nou aan die einde van Mei doen. Wat is belangrik in jou lewe? Waar skiet jy tekort? Waar moet jy dalk weer 'n keer gaan wonder hoe om hierdie ding reg te kry? Dis nommer 1. Nommer 2, kan ek dit net gou Spreuke 16 sê dit mooi. Laat wat jy doen aan die Here oor, en dan sal hy jou voornemens, sal dit dan geluk. Die belangrike is, laat in die Here oor. En hy moet die rol speel, die coach wees in jou lewe. Nommer 2. Watse rigting is jy op hierdie stadium aan die gang? Nou kan ek weer 'n bietjie van ons huisgesin praat. So, Carly het begin netbal speel. En dis 'n groot lekkerte om te sien hoe die kleintjies netbal speel, graad 1. Ek weet hulle Tamsin het ook nou nog gespeel, dis wonderlik, maar jy sien hierdie kleintjies, maar boy, jy weet nie regtig wat aangaan, ja. Hulle het almal beffies aan met 'n A, of 'n D of 'n ding. Hulle het almal dit, maar daar's 0 struktuur. Almal hoor van handjies moet daar wees en jy moet hardloop na die bal toe en hulle spring en hulle skree vir mekaar en so mooi na die eerste wedstryd Marisa is nogal soos 'n maarvark langs die pad langs die baan. Daar's redes hoekom daai installasies langs die baan gebou is sodat dit maas soos Marisa en Simonei en meester en almal van julle uithou. Maar nou skree sy die hele tyd, Carly kom, Carly maatjie, Carly oop. En Carly vra na dit van, mamma, hoekom roep jy my so baie terwyl ek speel? Want ons roep mekaar want ons wil mekaar aanpor om in die regte rigting te speel, want dit gebeur in hierdie game toe dat dit nie gelukkig is nie Carly nie, dankie tog is nie my kind. My kind weet van baie beter. Maar daar's 'n ander maatjie teen wie hulle gespeel het. En die maatjie is die hoofdoelverdediger, ek weet nie wat hulle dit noem nie, center, nee, is nie center nie. Maar in geval, een wat moet keer dat die ander ouens die doel gooi. So sy kry die bal en sy is nou 'n verdediger. Maar genade, dis net te lekker, die bal is in haar hande. Die net is reg bokant daar, dis nie haar net nie, sy moet soontoe speel, maar sy wil toe hier ingooi. Sy het hom ook ingegooi. Maar was nie haar doel nie. Dit laat my dink aan ons. Ons het enige rigting waarin ons gaan ons. In plaas om te sê, maar watse rigting lei die Here my in? So wat rig jou? Wat rig jou finansies? Timo, Shane of Takealot of 6060? Wat rig jou knowledge, jou kennis van die wêreld? TikTok, YouTube? Wat vertel vir jou wie jy is? Facebook, Instagram, TikTok?
Of het jy iewers te besef, maar my rigting is verkeerd. En julle ken die storie van die ou wat so gevoel het, maar hy is so suksesvol. Hy het die leer van sukses geklim tot heel bo. In die proses 'n klomp ander ouens afgestamp. En toe kom hy maar hy's heel bo, maar hy's teen verkeerde muur. Die leer moes daai kant gewees het. En baie van ons klim hierdie leer van sukses net om agter te kom, was nie moeite werd nie. My besigheid floreer. Ek maak megabucks. Ek bless soveel mense daar buitekant. Ek gee vir 20 mense werk. Voorsien vir 100 mense. In jou gesin? Was jy by jou dogtertjie se netbal wedstryd gewees om te sien hoe chaoties is dit regtig daar? Het jy agterkom hoe chaoties is jou eie lewe? Jy sien, ek dink ons moet iewers net weer gaan regroup en sê maar, is ek in die regte rigting op pad heen? As Jesus hieroor praat, hy sê vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, met ander woorde, afstand doen van myself, sy kruis opneem, wat beteken, ek hou begrafnis oor myself, kruis beteken doodgaan, en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. En wat sal die mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? So wat help dit dat jy al hierdie goeders doen, maar jy mis Jesus? En daarom is die woord wat ons in die Bybel baie keer kry, die woord bekering, repent. En dit beteken om 180 grade te draai. Van reg wes moet jy reg oos gaan. As ek nou regte kant toe. Jy moet 180 grade draai. Dis wat repenting is. Maar dis een kant. Dis om te sê, maar dalk is jou rigting heeltemal verkeerde doelpale wat jy in gedagte het. Jy moet dalk na daai kant toe speel en nie hierson nie. Maar dalk is dit ook so dat jou lewe nie heeltemal 180 grade haywire is nie. Maar jy mis net so 1 graad. Ek het so 'n bietjie gaan somme maak. Hou my asseblief dop, Wilna, luister of ek reg praat. As jy van hier af Kaapstad toe vlieg, en jy is met 1 graad uit, en ek werk op 1500 km, juffrou Wilna, dan land jy in Khayelitsha. So amper 30 km weg van die lughawe. Net 1 graad weg. Net 1 graad deviation. En jy land op totaal verkeerde plek. So moet asseblief nie sê, ag, die Here sal verstaan. Dit is so erg nie. Daai 1 graad wat jy verkeerd werk, wat jy anders te werk, bring jou op 'n plek waar jy nie behoort te wees nie. Daar's nie 'n lughawe daar nie. Jy hoort op 'n ander plek. En iewers moet ek en jy vir mekaar sê, ons moet mekaar help, en ek sal dit volgende week weer sê as dit met die Pinkster is, om op die regte pad te bly. En dit gaan nie oor tug en toesig en al sulke goeters nie. Maar dit gaan oor, kom ons guide mekaar om te word wat God wil hê ons moet wees. En as jy sien, jou vrou is bietjie haks, dan moet jy haar omarm en haar terugbring en vice versa. Nee, doen hulle outomaties, vrouens. Maar dit is nodig om mekaar net so 'n bietjie in die regte rigting te stuur. Nommer 3 is die vraag, wie is jou gids? In 2017, waar is ons nou? Ja, 8 jaar terug, 2017, het die gemiddelde mens 5000 advertensies op 'n dag gesien. 8 jaar terug, 5000 advertensies gesien. Of dit nou mooi maak goeders is, of wat jou tyd gaan opneem, en wat jou 5000, 2025, begin van die jaar, het hulle gereken, ons sien vandag 10.000 advertensies op 'n dag. In 8 jaar het jou blootstelling, die bombardering van buite af, verdubbel. Die vraag is, en hierso, dit is vir my so mooi, die vraag is, wat se volume word die hardste gesit? Jy kan nie daai goed wegwens nie.
daai goed gaan steeds op jou afpyl. Die vraag is, wat is die ander volume wat jy harder draai, wat jy op intune en hierdie uittune? Want hierdie ouens wat vir jou sê, hier's wat jy met jou tyd moet maak, hier's wat jy met jou geld moet maak, hier's wat jy met jou resources moet maak, hier's wat jy hulle sê vir jou presies wat jy moet doen. En as dit nodig om dalk te sê, kom ons regroup net weer. Loskakel, jou job is dit. Doelverdediger, ek weet nie of is dit wat die naam? Doelverdediger, daai paal is ons sinne. Nie hierheen nie. Jy kan hier so oefen, maar dis nie deel van die game nie. Die game is daai kant toe. En dalk is dit nodig om net te sê, wie is jou gids? Wie rig jou lewe? Wie vat jou by die hand en lei jou? Of laat iemand toe dat enigiemand dit kan doen? As ek hierdie mode gier, dan loop ek agter hom aan. En as Shane dit sê, dan doen ek dit. En as 'n Tykela dit sê, dan doen ek dit. En as die skool sê ek moet dit so maak, dan doen ek so. En kom ons gaan net weer terug na wie Jesus was en wie God was. In Johannes 16 is die aand voordat Jesus gesterf het, sê Jesus vir hulle, ouens, kom 'n bietjie nader toe. Kom ons huddle 'n bietjie, wat moet hulle gesels? En hy vertel vir hulle so in 3 langerige preke, hoofstuk 14, 15, 16, verduidelik hy vir hulle, hy gaan nou weg, en wat gaan gebeur hierna? Dan sê hy vir hulle, die Heilige Gees gaan kom. En wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. So hier is die bottom line vraag. Wil jy nie toelaat dat jy nie gelei word deur whoever en whatever nie, maar deur die Heilige Gees wat in jou woon, wat die Gees van die waarheid is. Nie net dis my waarheid nie, maar dis die waarheid wat God in my kom plaas. En daarom is jou eerste vraag in jou besigheid en in jou verhouding met jou kinders en met jou man en jou vrou en met jou finansies en met jou vrye tydsbesteding, waar pas Jesus in hierdie hele prentjie in? Hoe slot hierdie hele prentjie in jou geloofslewe? Want dit het meer te maak as net ek kom op 'n Sondag gou kerk toe en ek laat my kindertjies by die sonskool by kinderkerk aflaai. Dis baie meer as om 10 sent of 10 rand in die bordjie te gooi. Of iewers my hand op te steek en sê ja, ek gaan by daai funksie julle help. Dis om jou hele lewe te verander. Te sê maar ek wil Christus gesentreerd lewe. Ek wil die Heilige Gees beheer neem van my hele lewe. So Lukas sluit sy storie van Jesus af met hy gaan weg. En net so voor die ding, dis die einde, is daar so 3 kolletjies, is daar 'n volume 2, 'n season 2 wat aan die kom is. Wat jy sê, wag so 'n bietjie, daar's nog 'n nuwe verhaal. En dis die verhaal van die kerk. En dis waar ek en jy inslot. In die storie van die kerk waar die Heilige Gees kom het en in ons gewoon het, gebeur daar hierdie ontploffing. Dink jouself in. 11 disippels het oorgebly het. Ons weet Judas het selfdood gepleeg. 11 disippels wat oorbly, doodbang in die bokamer kruip hulle weg. Skielik is Jesus tussen hulle en praat met hulle en hy, wat gaan nou aan? Ek het hoor hy opgesamel, hoekom hier? En as hy daar is, dan is hy 40 dae later weg. Dan sê hy, ek gaan my Heilige Gees oor julle gee. En dan staan Petrus volgende Sondag op Pinksterdag op die preekstoel en dan sit 3000 mense voor hom en hy preek en hier kom hierdie lot mense tot bekering. Skielik is daar 'n nuwe lewe wat in hulle posvat. Maar dit is van 11 na 3000 toe. Ons is vandag 2000 jaar later. En daai 3000 het 2 biljoen geword op hierdie stadium. Op hierdie planeet Aarde is 1/3 van die mense in die wêreld Christene, sê hulle so. Wat beteken tussen 2 en 3 biljoen mense wat Christene is. Het jy gesien wat so 'n ontploffing daar gebeur het? En waar het begin? By Jesus wat weggaan. En die Heilige Gees wat in die wêreld inklim, in ons klim. En wil sê, julle mag nooit vergeet nie. En julle moet sorg dat die hele wêreld
weet. Dis ons job. Om te gaan vertel, en te gaan vertel, en te gaan vertel. Dankie Here dat U vir ons kom help om ons commitments reg te kry, om dit weer reg te organiseer wie ons regtig waar behoort te wees. U kom help ons om te sê wat se rigting ons moet beweeg. Agter U aan. U sal ons lei, U is ons gids. En Here, ons wil dit met ons hele lewe gaan koester en gaan celebrate en gaan uitleef. Dankie dat ons kan wag op Pinksterfees, wetende dat U met my en met elkeen van ons 'n plan het, 'n afspraak het. U het ons elkeen 'n bestelling. Die wêreld hunker na U. Mag ons U woord na hulle toe vat. Amen. Kom ons sing lekker saam. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our
Vader, saam met jou gaan, mag die Seun saam met jou gaan, maar mag die Gees van God in jou werk. Mag jy toelaat dat hy wat Heilige Gees is, in jou lewe inklim, jou verander van binne af, sodat jy anders kan wees teenoor mekaar, en veral anders kan wees teenoor die wêreld. Ek gaan nie weg nie, sê Jesus. Ek stuur die voorspraak, die Gees van die waarheid, wat julle sal lei. Amen. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the Jesus' face of the